Dankie aan ons span. Mag die Here julle elkeen ook ryklik seën vanoggend. Het was kosbaar om saam met julle te aanbid. Vanoggend vir die wat by ons kom kuier het, is dit ons jaarlikse dankseggingsdiens. Dit is 'n geleentheid wat ons het om as gemeente vir die Here dankie te sê vir sy goedheid, sy getrouheid oor 2025 in ons lewe, maar ook om vir mense te waardeer, want alles wat die Here doen, doen hy deur mense. Daar is nie een, ek wil hê jy moet mooi luister wat ek gaan sê, daar is nie een wonderwerk in die Nuwe Testament wat die Here nie gedoen het deur 'n mens te gebruik nie. En so ons is sy hande, sy voete, en in 'n dankseggingsdiens waar ons vir ons vrywilligers dankie sê vir hulle werk deur die jaar, is dit nooit meer werklik as nou om te besef dat as 'n span kan ons nuwe hoogtes met God bereik nie. En in eenheid kan ons doen wat onmoontlik lyk by mense. Die Here het 'n plan vir ons dorp en vir elke dorp en vir ons land. En dit kos 'n prys vir mense om hand op te steek en te sê, hier is ek, Here, gebruik my as deel van u koninkryk om daai plan te vervul. En ons is op Danksegging Sondag baie spesiaal is ons dankbaar vir die vrywilligers wat ons gehelp het om hier te kom deur die jaar. En ons gaan oor 'n paar minute van nou af gaan ons 'n geleentheid skep om vir die Here dankie te sê, maar ook om vir mense dankie te sê. En so dit is wat ons doen as jy by ons kom kuier op Danksegging Sondag, maar voordat ons daai dele van die program wil doen, wil ek hierdie gedagte van God se hart met jou hart vanoggend deel op Danksegging Sondag. En ek wil begin deur vir u 'n paar versies te lees uit die boek van Klagliedere. En ons gaan dit sommer vir u op skerm sit daar. Klagliedere oor die algemeen word aanvaar dat dit deur die profeet Jeremia geskryf was. Dit is belangrik vir my om dit te noem, want Jeremia het hartseer geken in sy lewe. En so as jy hartseer al geken het in jou lewe, hier is 'n profeet met wie jy kan vereenselwig. Inteendeel, die woord Klagliedere is eintlik poëties. Dis 'n poëtiese boek wat geskryf is met trane. So dit is gebore uit hartseer uit. Dit is gebore uit pyn uit. En Jeremia was bekend as die huilende profeet. Ek weet nie of jy al gesien het nie, daar's geestelike leiers, dit beweeg 'n ou se hart so baie, want jy luister na geestelike leiers en hulle raak baie bewoe, partykeer agter die kans, of baie emosioneel. Jeremia was so 'n persoon gewees. En so daar's 'n boek toegewy daaraan, die Klagliedere van Jeremia, want hy het pyn geken, hy het pyn en teleurstelling verstaan. Maar ten spyte van wat hy deurgegaan het in sy lewe en met die volk, sê vir ons die volgende. En in hierdie boek kom hierdie pragtige belofte na vore, wat vir ons so van toepassing is, op Danksegging Sondag. Luister na Jeremia se woorde. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Ek het 'n bietjie gaan kyk, wat beteken hierdie woord omgekom, en eenvoudige taal beteken dit is as gevolg van God se goedheid, dat ons nog hier is, en ons nog nie gesterwe het nie. En van ons kan daarvan getuig hierdie jaar, dat jou lewe so naby was. Weet, iemand het voor jou ingedraai, of iets het gebeur, of jy was baie siek geweest, en jy het nie geweet, aan die begin van die jaar, gaan ek dit maak, na die einde van die jaar toe nie. Jy het dit nie geweet nie. Maar Jeremia sê, dit is as gevolg van God se goedertierenhede, dat ons nog hier is, dat ons nog staande bly, ten spyte van alles wat ons al deur die jaar deurgegaan het. En dan gee hy vir ons die rede hoekom ons nog staande bly, en die rede hoekom God so goed is vir ons. Hy gee ons die rede, en ek hou daarvan, wanneer ek dit raak lees in die Bybel, wanneer ek 'n rede sien vir hoekom God iets doen. Want kom ons wees eerlik, daar's baie keer so baie dinge wat God doen, en ons kan nie altyd die rede verstaan nie. Jy weet, hoekom maak jy hierdie persoon gesond, Here, maar nie daai persoon nie? Hoekom het hierdie persoon so vroeg gegaan? Hoekom lewe daai persoon? En ons worstel partykeer met die gedagtes, maar hier gee hy vir ons 'n rede hoekom God goed is vir ons, want sy barmhartighede ken geen einde nie. Dit het geen einde nie. Is dit nie goeie nuus nie? Dink net hier aan, dat
ten spyte van al die kere wat ons God al teleurgestel het, kies hy om nog steeds net barmhartig teenoor ons te wees, want dis wie hy is. En dit is wonderlik om dit te kan ontvang vandag, en om te kan terugkyk deur die jare, en te kan sê, daar was tye wat ons dit nie verdien het nie, maar God was goed vir ons. Dit ken geen einde nie. En dan hou ek van wat hy dan volgende beskryf. Hy sê, hierdie barmhartighede van God is elke môre nuut. Is dit nie wonderlik? Toe ek en jy vanoggend opstaan, toe was daar 'n nuwe barmhartigheid wat God aan ons wou bewys vir hierdie dag, genade vir die dag, barmhartighede vir hierdie dag, en wanneer jy môreoggend opstaan, gaan dit weer nuut wees. Dit is nuut elke môre, en Jeremia sê, u trou is so groot. Want hy verstaan, wanneer ons nie getrou aan hom is nie, is sy trou aan ons steeds so groot. Dis genade, dis barmhartigheid. Ons verdien dit nie. Verdien nie hierdie liefde nie. Ek dink dis hoekom ons praat van amazing grace, nee, want dit is amazing dat hierdie God ons so lief kan hê, ten spyte van hoe ons hom teleurstel. En dan sê hy, die Here is my deel. Ek hou hiervan, is eintlik die woord erfdeel in die Hebreëse taal, maar die woord deel is vir my mooi. Die Here is my deel. Ek het 'n deel met hom, sê my siel, en daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. En ek wil vir jou sê, as jy vanoggend miskien voel dat jy weggedryf het van God in 2025, miskien voel jy so ver van God, ek het vir jou goeie nuus vandag. As jy weggedryf het, kan jy terugdryf. Wil jy nie net vir iemand kyk vanoggend en sê, jy kan terugdryf na God toe nie. Jy kan 'n keuse maak in hierdie diens vandag, kan jy 'n keuse maak, ek gaan terugdryf na God, want dit het nie oornag gebeur, dat jy jouself gevind het waar jy nou is nie, dit het nie oornag gebeur nie, dit het met tyd gebeur, jy weet, jy het besig geraak, en jy het miskien op 'n bid, jy het nie meer soveel jou Bybel gelees soos wat jy wou nie, en voordat jy dit weet, vind jy jouself so ver, en jy voel so ver van God, en dit voel so, maar hy is steeds so naby, en sy goedheid is reg daar met jou in elke dag, en hy gee soveel om vir ons, en hy stel soveel belang in ons, en daarom kan ons soos Jeremia, kan ons leer vanoggend, dat vir die siel wat hom soek, daar's hierdie mooi belofte in Jeremia 29, en ek weet, wanneer ek sê Jeremia 29, dan dink almal aan die belofte wat sê, die Here ken die planne wat hy vir ons het. Kom wees eerlik, is dit waaraan jy gedink het? Dis nie die een waarna ek verwys nie. Want in die volgende vers is die mooiste belofte. Die planne is goed, en die planne is voorspoedig, en ons wil almal daai planne hê, maar in die volgende vers sê hy, as julle my soek, met julle hele hart, sal ek by julle gevind word, sê die Here. Dis vir my so awesome. Om te weet dat as ons God soek, sal hy by ons wees. Nou kom ons wees eerlik, 2025 is besig om tot 'n einde te kom. Maar Jeremia sê vir ons, daar's een ding wat nooit tot 'n einde gaan kom nie. En dit is die barmhartighede van die Here. Het jy ooit gewonder, wanneer ons praat oor barmhartigheid, wat die verskil is tussen genade, die Here se genade en barmhartigheid? Kom ek som dit vir jou op vanoggend. Miskien het ek dit al gesê, ek gaan weer vir jou sê vanoggend. Genade is om te ontvang wat ons nie verdien het nie. Sê jy met my saamstem? Genade is om te ontvang wat ons nie verdien het nie. Weet jy wat is barmhartighede? Barmhartighede is om nie te ontvang wat ons verdien het nie. Die Here sê elke môre, wanneer jy opstaan, gaan ek na jou kyk, ten spyte van keuses wat jy gemaak het, ten spyte van gedagtes wat jy gehad het, en elke môre wat jy opstaan, sal ek dit nie teen jou hou nie. Jy sal nie kry wat jy verdien het nie. Ek sal dit van jou weerhou, sodat jy my liefde sal ontvang. Sodat jy my daar met liefde sal ontmoet, en sal besef, dis die moeite werd om terug te dryf na my toe. Dis die moeite werd om my te soek. Dis die moeite werd om in verhouding met my te wees, en om my te ken.
dis deur God se goedheid dat ons nog hier is, omdat sy barmhartighede nog nie geëindig het oor ons lewe nie. Ek wil vir jou sê, ons sou nie hier gewees het vanoggend, as dit nie vir barmhartigheid was nie. Ons sou nie hier gewees het nie, maar jy sou nie staande gebly het nie, maar barmhartigheid, jy sou dit nie gemaak het tot vandag toe nie. Vir party van ons het die vyand beplan om ons lewe te neem in 2025, maar hy kon nie, want God het gesê, my barmhartighede vir haar gaan vanoggend niet wees. En het jou gedra tot waar ons nou is. Ons sou nie hier gewees het nie. Maar wat vir my nog meer interessant van al die dinge wat Jeremia vir ons sê, is die woord wat hy gebruik wanneer hy vir ons vertel van God se barmhartighede. Die woord vir barmhartighede is 'n vreeslike interessante woord. Ek dink ons dokters wat vanoggend in die huise sal baie bekend met hierdie term dalk wees, maar dis die Hebreëse woord ragam, wat barmhartigheid is. Nou weet jy wat is ragam in Hebreëus? Dit verwys na 'n vrou se baarmoeder wanneer 'n babatjie binne in die baarmoeder gekoester en beskerm word. Die biologiese proses van die voeding, die beskerming en die ondersteuning wat 'n kind kry in sy ma se baarmoeder is die woord ragam. Die Here sê vir ons, ek gaan elke oggend wanneer jy opstaan, gaan my ragam vir jou, my beskerming, my voeding, my ondersteuning om jou te dra, om jou te versterk, om jou te help, om vir jou te sorg, gaan nuut wees elke môre. Net soos 'n ma wie haar babatjie koester, so sê die Here wil hy ons koester. Dit verwys na fisiese beskerming. Dit verwys na die voeding en groei, en ek is so mal oor hierdie Hebreëse beskrywing, want wat dit vir ons sê is, dit verwys na die voeding, die groei, en selfs die emosionele ondersteuning. Luister mooi, wat plaasvind met 'n baba in mamma se maag, terwyl die baba nog in ontwikkeling is. Ek wil net vra vanoggend, ek weet nie van jou nie, maar ek kan vergelyk hiermee. Ek kan werklik sê, I'm still a work in progress, né? Ek is nog in ontwikkeling. Ek weet nie van jou nie, ek is nog in ontwikkeling. Ek groei nog, ek leer nog. Ons maak nog foute, doen ons nie. En terwyl ons dit doen, sê die Here, dis okay, want my barmhartighede ken geen einde nie. En dis hoekom God vir jou en my barmhartig wil wees, want ongeag hoe die jaar begin het, wil die Here hê ons moet die jaar eindig met die bewustheid van sy beskerming, van sy voeding. En dan hierdie woord ragam praat van 'n plek van veiligheid wat sag is vir babatjie. En die Here sê vir ons, weet jy, ek moes hard met jou gewerk het. Partykeer wou ons nie luister nie. Partykeer was ons arrogant hierdie jaar. Kom ons noem dit wat dit is. Partykeer het ons eie kop gevolg. Partykeer het ons eie ding gedoen en goed gesê wat ons na die tyd oorspruit was en goed gedoen wat ons na die tyd besef het, ek moes nie. En die Here sê, jy's nog in ontwikkeling. Dis okay, ek weet dit, maar al verdien jy die ergste, gaan ek dit nie aan jou toedeel nie. Inteendeel, ek wil vir jou 'n veilige plek skep, dat selfs wanneer jy jou grootste foute gemaak het, jy na my toe kan kom en weet, ek gaan sag met jou werk. Ek gaan vir jou veilig in 'n sagte plek gee. Jy sien, jy en ek, ons sien ons lewe, soos wat ons dit lewe, maar wat God na kyk wanneer hy na ons kyk, is ons siel. En die Here sien he sees the long game. Hy sien die ewigheid. Hy kyk na jou lewe deur die perspektief van die ewigheid, en hy verlang dat jy en my siel hom sal begeer en hom sal ken en vir ewig met hom sal wees. Hierdie barmhartighede, terwyl ons nog in ontwikkeling is elke môre nuut. En daarom staan ons vandag met absolute dankbaarheid teenoor God vir hierdie jaar en wat die Here gedoen het in ons lewens en in ons
gemeente. En ons kan nie weggaan vandag en ons kan sê, weet jy wat, hierdie 10 dinge was vreeslike moeilike dinge waardeur ek hierdie jaar gegaan het en ek weet nie eens hoe ek hierdeur, dis waar, dis alles waar. Maar ons kan ongetwyfeld die jaar afsluit en moet terugkyk en sê, maar in daardie dinge was God net goed vir my. Amen. As jy dit glo, wil jy nie vir iemand kyk vanoggend en sê, God was nog net goed vir my in 2025 nie. God was nog net goed vir my in 2025 nie. Ek wil vanoggend, wil ek vir oom Nicolaas en ek wil vir pastoor Derrick vra, om net vir 'n oomblik by my aan te sluit hiervoor. En ek wil net vir albei van hulle vra, om hierdie boodskap vanoggend vir ons af te sluit met 'n dankgebed, vir God se goedheid oor 2025, soos wat die Gees van die Here julle lei om te bid vanoggend. Pastoor Derrick, oom Nicolaas, kom sluit asseblief by my aan vir 'n oomblik. Ek gaan bietjie later, wil ek vir oom Benny vra om ons te verdaag, maar met 'n spesifieke gedagte vir danksegging Sondag, maar op hierdie oomblik wil ek graag hê, hulle moet by my aansluit, en ek wil net hê waar ons met hierdie gedagte vanoggend afsluit, dat julle vir ons asseblief sal bid, en vir die Here sal dankie sê, vir sy genade, maar ook sy barmhartighede, in 2025, baie dankie pastoor Derrick. Halleluja, loof die Here, loof die Here, want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hemelvader, ons dankie dat ons by hierdie oomblikke kom stil staan en net vir u kom sê baie dankie, Here. Ons is op die einde van hierdie jaar 2025. Die laaste dag, Here, van die 11de maand. En ons dank u. U het ons gebring tot hier. U het ons gedra, soos u die kinders van Israel uit Egipte uitgelei het, en vir hulle gedra het, en hulle gevoorsien het, so het u vir ons ook voorsien. En ons kom met dankbare harte, vanmôre voor die troon van genade. En ons sê vir u baie dankie, Here, vir u groot barmhartighede. Ons loof u en ons prys u as u kinders. Kom sê ons, Abba Vader, baie dankie. En ons vertroue is, Here, vir ons as gemeente, saam met ons herderspaar, dat u ons verder sal dra. Dankie dat u dieselfde is, gister en vandag, en tot in alle ewigheid. In hierdie tyd van veranderinge, Here, van boosheid, Here, kan ons net u dankie sê dat u getrou is. Alhoewel ek ontrou is, nogtans bly u getrou. En ek loof u vanmôre. En as gemeente kom ons vanmôre met dankbare harte voor u troon van genade. Baie dankie vir u woord, Here. O, baie dankie, Here. Waar sou ons gewees het as dit nie vir u woord was nie? Wat ons kan lei en wat ons kan leer. Seën dit verder in Jesus naam. Amen. Aanbiddingswaardige en wonderbare hemelse Vader, Here, ons het vanmôre nie woorde wanneer ons vanoggend, ek sê die ding af. Hoor julle my? Baie dankie dat ons vanmôre kan weet, Here, u staan vanmôre by elkeen van ons stil. Here, 'n jaar het gekom en gegaan. Maar vanmôre uit ons harte uit wil ons kom dankie sê, want daar is geen ander woord wat ons ken as dankie nie, Here. Ons woordeskat ontbreek wanneer ons wil dankie kom sê vir die groote, almagtige, ewige God wat ons tot hiertoe gebring het. Here, ek wil vanmôre bid vir elkeen wat hier is. Ek glo ons gaan vanmôre beter hier uit hierdie huis uit as wat ons hier ingekom het, Here.
Ons harte is verkoop en versterk, Here, sodat ons die 2026 jaar met groot vreugde kan begin in Jesus se naam. Here, dankie dat ons kan weet, U is vanmôre die God wat gesê het, ek sal julle nooit verlaat en julle nooit begewe nie. Tot hiertoe, Here, het U ons gebring en ons eer U vanmôre vir elke boodskap wat oor hierdie preekstoel gegaan het, vir elke sangnommer wat gelewer was, Here, vir elke keer wanneer ons hier by mekaar gekom het en ons het die naam van die Here kom groot maak. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg, Here. Ons eer U vanmôre, word verheerlik dan verder in hierdie dag in ons lewe en laat ons hierdie woord barmhartigheid nooit sal vergeet nie, maar dat dit vanmôre in ons harte ingemessel sal word deur God se Heilige Gees. Dat wanneer ons, Here, voel ons is in 'n gat, dat ons kan weet die Here is by ons. Hy haal ons uit en hy plaas ons voete op die ewige rots. Die rots wat nooit kan wankel nie. Ons eer U daarvoor vanmôre in Jesus se naam. Amen. Baie dankie Pastor Dirk en oom Nicolas. Dit is vanoggend vir ons 'n baie groot voorreg om ook nuwe lede weer te verwelkom in die gemeente. En ek gaan vir Genevieve vra om vir 'n oomblik af te kom en by my te kom staan vanoggend wanneer ons hierdie sertifikate ook uitdeel aan ons gemeentelede wat by ons aansluit, en dan gaan sy ook sommer hier by my bly vir die uitdeling van geskenkies vir ons vrywilligers ook in die gemeente. Genevieve gaan by my kom staan, en soos ek U naam roep vanoggend, vir die wat teenwoordig is, wil ek U vra om asseblief dan hier voor by ons te kom aansluit. U kan miskien hierso van my regterkant af net begin volmaak en langs mekaar staan, en wanneer U na vore kom, wil ek U vra om asseblief vir die gemeente te kyk. So, ek gaan daarom nie vra om op die stoel te staan nie, maar net om vir die gemeente te kyk in die oomblik. Ek gaan hierdie so lank vir Genevieve gee. Baie dankie Genevieve, en dan wil ek die volgende mense vra om na vore te kom. Wiebe en Amanda Obes, as julle by ons kan aansluit, hier voor asseblief, baie dankie. Vangie Buckler, Vangie, daar's jy. Ansia Lee is agter by die kinderkerk vanoggend. Binne Nazet van Jaarsveld, julle kan by ons kom aansluit hier voor. Wessie, Mersha en Jason van die Westhuizen, julle kan ook by ons aansluit hier voor. En dan op 'n volgende geleentheid sal ons ook vir Eugene en sy vrou en hulle 2 kinders, Solomons, wat by ons inskakel, gaan ons hulle ook verwelkom. Hulle het verskoning gemaak vir vanoggend, en dan Ansia Lee sal U later ontmoet dan daar by die kinders. Sy help vanoggend by ons kinderkerk met die kindertjies wat daar agter baljaar. Maar ons wil vanoggend dan met hierdie geleentheid en net voordat ons vir hulle sertifikate gee om die dag ook by te onthou, wil ons natuurlik vir die Here ook op hierdie danksegging Sondag al die eer gee vir die nuwe mense wat hy byvoeg in ons gemeente, en dat hy deur die jaar so getrou was om nuwe mense by te voeg. Want die woord sê, die kerk groei soos hy dit laat groei. Is dit nie mooi nie? So elkeen van hierdie mense word geplant deur God in ons gemeente. En ek sê dit altyd, Loan sê ook amen. Ek sê dit altyd, maar weet julle hoekom glo ek? Elkeen van hierdie mense staan vanoggend hier. Want daar is iets by ons as gemeente wat hulle nodig het. En die Here het op hierdie oomblik en tyd van hulle lewe dit goed gedink vir ons paai om te kruis, vir hulle om dit te ontvang, wat hulle geestelik nodig het. Maar dis nie waar dit stop nie. Want daar is iets binne in hulle wat ons nodig het. En daar is gawes en talente en bedieninge, en hulle weet dit. En dit is dat wanneer iemand inskakel by ons gemeente, wil ons nie hê hulle moet net 'n stoel kom warm maak nie. Maar hulle moet hulle Godgegewe gawe ontdek, hulle roeping uitleef en deel van die vooruitgang van die koninkryk van God wees. En so vanoggend wil ek vir u vra, ons gaan vir hulle seën in gebed. Maar dan wil ek vra vir al ons kerkraad en dameskomitee-leiers wat hier is, om asseblief, wanneer ons gebid het, by my aan te sluit hiervoor,
om hulle amptelik te verwelkom en geluk te wens met hulle lidmaatskap in ons gemeente. En soos wat u stadig begin na vore kom, wil ek die res van die gemeente vra om solank u hande uit te steek na hulle en kom ons seën hulle met die seëning van die Here en daarna sal Genevieve dan hulle sertifikate ook aan hulle oorhandig. So kom ons steek ons hande uit en kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ons vir u dankie sê vir elkeen van hierdie kosbare mense wat u byvoeg by ons gemeente. Ons weet dat binne in hulle is gawes en bedieninge verskuil wat u na vore wil bring vir die uitbreiding van u koninkryk. Ons bid dat u hulle sal bewus maak van daai gawes. Ons bid dat u 'n passie, 'n vuur, 'n begeerte in hulle hart sal sit om u te dien in hierdie gemeente, Here, en om vir u bruikbaar te wees. Dankie, Here, dat hulle gesê het, hier is ons, stuur ons, Here. Dat toe julle gelei het na ons toe, Here, dat hulle daai stap van gehoorsaamheid geneem het om geplant te word in die huis van die Here. En Here, om hier in hierdie plaaslike gemeente by Appington Lighuis saam met ons te kom groei. Ons bid daarom u seëning oor hulle. Ons bid u beskerming oor hulle. Dis 'n gemeente, Here, is ons lief vir u en die dinge van God en u Gees, Here, en die werkinge van die Gees, en ons weet die vyand sal dit probeer teestaan ook in hulle lewe. Maar ons wil vra, Here, dat u hulle sal beskerm en bewaar en dat u goedheid waarvan ons vanoggend gehoor het, hierdie seisoen van hulle lewe vir hulle elkeen sal oorspoel. Dankie vir hulle elkeen, vir elke gesin in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan ons kerkraadleiers vra om deur te stap en hulle te verwelkom vanoggend. Baie dankie. Ons is bly om julle by ons te hê. Sodra julle julle sertifikaat ontvang het, is julle welkom om weer julle sitplek in te neem. Ek gaan vir Genevieve vra om net vir 'n oomblik hier voor te kom sit. Sy gaan my help ook met die uitdeel van ons geskenkies vir ons vrywilligers vanoggend. Maar net voordat ons dit doen, het ons so 'n paar weke terug na die verkiesing van die diakens in die gemeente het ons die voorreg gehad om saam met ons kerkraadlede te bid wat nie verkies en aangestel was op die kerkraad, maar van die lede was afwesig ook daai Sondag, van hulle woon en werk baie ver of het wegbedien. Ons wil vanoggend graag daardie geleentheid afhandel en ook vir die wat nie was nie, wil ons voor bid vanoggend. En so ek wil graag vra dat die lede wat nie hier was by ons laaste gebedstyd vir ons leiers nie, ook hier voor by my sal kom aansluit. Pastor Willie, as jy vanoggend na vore sal kom, sal ek dit baie waardeer. Pastor Willie sluit aan op ons kerkraad ook as 'n ouderling en ek weet u sal bekend met sy bediening. Ons weet hy gaan van groot waarde vir ons daar wees. Thomas en Mariette, ek gaan vir julle vra om na vore te kom, ook by ons te kom aansluit. Ek wil graag vir julle bid vanoggend. As Adrie is, kan Adrie na vore kom en dan ek dink Ivan is nog steeds in Namibië. Ivan Badenhorst, hy is ongelukkig uitstedig met werk vanoggend, maar die ander kan dan na vore kom dat ons saam met julle
bid en julle die hande oplê vanoggend, soos wat die woord ook vir ons leer. Vriende, dis 'n groot voorreg om 'n proses aan te gaan as gemeente van leierskap. Ons weet dat die Here kies, soos in die skrif deur sy gees, elkeen wat hy wil toevoeg in leiding van die gemeente. Die leiers ken ook hierdie groot verantwoordelikheid wat ons het. Ons beskou dit 'n groot voorreg om die gemeente te lei. Dis nie iets wat ons gering ag nie. En ons wil ook vra dat soos ons vir hulle bid vanoggend, dat u vir ons sal bid as 'n leierskap, nê, want ons het aan die voorkant van die gemeente, in die voorste linies van die gemeente, het ons u ondersteuning en gebed nodig. Nie net ons nie, maar ons families. En so ons wil vir u vra as gemeente om ons ook te dra in gebed en ons te versterk. Daar's baie werk vir ons om te doen in die kerk en die Here is besig met mooi dinge, maar ons weet dat ons nog net die beginpunt van dit geskraap het. Ons weet daar's nog baie wat God wil doen in ons gemeente en in ons gemeenskap en ons is dankbaar vir elke leier wat nie net verkies is nie, maar wat beskikbaar was om te sê, hier is ek, Here, gebruik my vir die wat kan. Wil ons dankie sê en vanoggend vir hulle ook bid. So ek wil u ook vra, soos wat ons hande lê op ons leiers vanoggend wat hier voor staan, wil ek u vra om ook weer saam met my, asseblief u hande uit te steek en dat ons hulle seën met die seëning van die Here. Vader, vanoggend wil ons vir Pastoor Willie aan u opdra as 'n ouderling in ons gemeente. Ons wil hom toewy aan hierdie taak, hierdie funksie, hierdie rol wat u hom toegeroep het. En ons wil vra dat u hom sal beskerm, sal bewaar en bekwaam sal maak vir hierdie rol in hierdie tyd en hierdie seisoen. Dankie Here vir dit wat u binne in hom geplaas het om met ons te deel as 'n leierskap. Geestelike leiding, gebed, Here, ondersteuning, versorging. Ons wil vra dat u hom sal seën en ons wy hom toe in hierdie funksie aan u vanoggend as gemeente. Ons wil ook vir Mariet bid vanoggend, Here, en vir u dankie sê dat u haar gekies het. U het haar met die hand gekies en by naam gekies as 'n diakones op ons kerkraad. Here, dankie vir hierdie rol en funksie. Dankie vir haar hart en dankie vir die gesindheid waarmee sy hierdie rol vervul. Seën haar, Vader, vir hierdie termyn, hierdie tyd wat sy haarself vir u gegee het en gesê het, hier is ek, Here, gebruik my. Gee haar die krag vir hierdie taak. Nuwe krag vir elke dag. In Jesus naam. En ons bid vanoggend vir Thomas, Here, en ons sonder hom af in hierdie rol saam met Mariet as sy vrou op die kerkraad as diaken. Ons ag dit nie gering nie, Here, wat 'n voorreg om u te dien, om 'n instrument in u hand te wees. En ons wil vra dat u hom sal toerus, Here, met elke wonderlike genadegawe in sy ondersteuning as ons leiding tot die gemeente, dat u hom bekwaam sal maak vir die taak, hom sal oorspoel met u Heilige Gees, hom sal dra en sal versterk en hom sal gebruik tot eer van u naam. Ons sê vir hulle, vir u, vir elkeen van hulle dankie vanoggend, Here. Seën hulle saam met die res van ons leiers in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Here. Die Here seën julle. Die Here seën jou, Mariet. Die Here seën julle. Vriende, dan bring dit ons vanoggend by die tweede laaste deel van ons diens. Ons wil die geleentheid neem om geskenkies uit te deel aan elkeen wat hierdie jaar hand opgesteek het as vrywilligers in die gemeente. En ek wil u vra dat as u betrokke was in die gemeente en ek miskien vanoggend nie u naam genoem het nie, dan moet u weet, dit is nie met opset nie. Ons het, ek dink, net oor die 70 mense vir wie ons wil dankie sê vanoggend. Nie almal is hier nie, so dit gaan dalk nie so lank vat nie. Maar as ons u gemis het, as u deel is van 'n bediening en ons het u gemis, wil ek u vra om asseblief vir u bedieningsleier net in kennis te stel en dit onder ons aandag te bring, dat ons vir u kan ook eer vir u betrokkenheid in die gemeente in die jaar. En hopelik het ons niemand gemis nie, maar ons is net mense en dit kan gebeur, maar ons hoop dat dit nie vanoggend gebeur nie. En so wat ek gaan doen is, ek gaan vir Genevieve vra om hier voor by die tafel by my aan te sluit. Op die tafel tussen die geskenkies hier, het ons 'n aantal sertifikate wat ons vir elke vrywilliger wil gee, namens die gemeente, om vir u dankie te sê vir u betrokkenheid in die jaar. En hoe ons dit gaan doen is, ek gaan
'n persoon se naam noem. Ek wil as daai persoon nie is vra dat u asseblief na vore kom. U gaan u sertifikaat ontvang van Genevieve en dan gaan Genevieve ook vir u die geskenkie gee van die bedieningsleier in die bediening waarin u betrokke was. So party mense was in 1 bediening betrokke, party mense was in 3 bedieninge betrokke. So ons gaan net mooi kyk vanoggend op die tafel. En ek wil baie dankie sê aan die bedieningshoofde wat dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie geskenkies te gaan koop hierdie jaar en te gaan kyk waarmee julle julle spanne wil bederf en voor dankie wil sê. En dan gaan ons vir elkeen hulle sertifikaat en geskenkie gee en dan gaan ek jy vra, dit gaan amper soos 'n skoolprysuitdeling nou wees, nê. Jy gaan jou prys ontvang, jou geskenkie ontvang en dan gaan ek jou vra om by jou sitplek in te neem en dan aan die einde van die prysuitdeling, dan gaan ons vir almal hande klap. Kan ons dit so doen? Dit gaan makliker wees en dan gaan oom Benny vir ons later kom afsluit met gebed. So ek gaan vir Genevieve vir hom slank oor te stap na die sertifikate en ons gaan vanoggend eerstens op ons lysie wil ons vir Ivan Badenhorst baie dankie sê. Ek dink Ivan ek het voorheen gesê is in Namibië op die oomblik. So ons gaan hom verskoon vanoggend. Ivan was betrokke hierdie jaar op ons aanbiddingsspan en hy is ook nuut verkies as 'n diaken op die kerkraad. So ons sal hom daarvoor eer wanneer hy weer terug is in Appington. So ons sal dit een kant hou. Dan tweede wil ek vra dat Nicoline Basson na vore kom. Nicoline kry 'n sertifikaat en ook 'n geskenkie van die aanbiddingsspan vanoggend. Nicoline, baie dankie vir jou betrokkenheid in ons gemeente in 2025. Onthou sodra jy jou geskenkie ontvang het, is jy welkom om weer jou sitplek in te neem en dan sal ons vir almal hande klap aan die einde. Daar is hy. Baie dankie Nicoline. Is Tanaya Basson vanoggend met ons? Ek wil vir Tanaya vra om na vore te kom as sy hierso is. Nee, so ons kan haar sertifikaat een kant sit, Genevieve. Karen Berg, is sy vanoggend in die huis met ons? Sy's agter, né Chris? Goed, Karen is agter. Ons sal haar geskenkie van nou gee. Ons waardeer sodat ons onderwysers hierdie gedeelte van die diens nou mis, maar dis regtig net vir die veiligheid van die kinders. Dan wil ek vir pastoor Willie Brandt vra om na vore te kom. Pastoor Willie Brandt kry 'n sertifikaat en dan ook Genevieve, een van hierdie bekertjies hier aan my linkerkant. Ons wil vir jou baie dankie sê, Pastoor Willie, hierdie jaar vir jou woordbediening. Ons wil vir jou dankie sê vir jou versorging en jou ondersteuning tot die gemeente. En dan is Pastoor Willie ook onlangs aangestel as ouderling en vandag ingeseën vir ons kerkraad. Mag die Here u ryklik seën, Pastoor Willie. Jy mag jou sitplek inneem. Ek wil dan vir Sonja Brand vra om na vore te kom. Sonja ontvang 'n sertifikaat vanoggend as ook geskenkie namens die aanbiddingsspan vir Sonja se die ander enetjie. Ja, namens die aanbiddingsspan vir haar betrokkenheid ook op die aanbiddingsspan. Baie dankie. Genevieve, ek dink ons moet net kyk op elke bekertjie is die persoon se naam. So ons moet net seker maak elkeen kry die regte bekertjie. Ja. Ons kan dit natuurlik andersom doen en dan moet hulle bekertjies ruil na die tyd. So die bekertjies is oral hierso. Baie dankie julle. Ons kan help kyk. Daar sê dankie julle. Chantal, dankie vir jou moeite. Dankie vir jou hulp daarmee. Dit gaan ons help bietjie met tyd. Dan wil ek vir Vangie Buckler vra om na vore te kom. Vangie kry 2 geskenke. Sy was betrokke die jaar by ons kinderkerk en ook by ons hulpbedieninge. So Vangie kry 'n sertifikaat. Sy kry 'n kinderkerk geskenkie. Dis hierdie goue geskenkies hierso. En dan met ons hulpbedieninge, dit is hierdie boksies hierso. So een van hulle gaan ons ook vir Vangie gee. Vangie, ons waardeer jou. Baie dankie. Ons sal laat Mianka vir jou uitdeel vanoggend. Baie dankie. Dan wil ek vir Klappies Silje vra om na vore te kom. Klappies. Nee? Ek onthou nog die eerste dag wat jy sê nee, jy moet vir my sê Klappies. Klappies was betrokke by ons gemeente welsyn en ook in ons omgeegroep in voorsiening hierdie jaar om dit so spesiaal vir ons mense te maak Woensdae. So Klappies kry 'n welsynsgeskenkie en ek dink dit is daai sakkies as ook een van hierdie bekertjies hierso Genevieve met haar sertifikaat. Ons wil vir jou baie dankie sê Klappies, mag die Here jou ryklik seën. Dan wil ek vra Jean vanoggend met ons, Jean Kutse. Sy vanoggend in die huis. Daar's jy Jean. Jean, as hy na vore kom vanoggend, wil ons vir baie dankie sê vir sy betrokkenheid op ons aanbiddingsspan. Ons moet nou net seker maak hy kry die regte beker. Sy naam is Jean.
Jean, baie dankie. Jy was 'n groot hulp vir ons die jaar en ons waardeer jou. Die Here seën jou ryklik. Met Jean wil ons dan vir Dorette, sy vrou vir hom ook na vore te kom. Dorette was betrokke vir Dorette agter vanoggend. Dorette hierso, daar's jy Dorette. Dorette was betrokke by ons kinderkerk die jaar. Sy kry 'n geskenkie, een van hierdie goue pakkies, by ons aanbiddingsspan. Sy kry haar bekertjie daar en ook was Dorette betrokke in ons hulpbedieninge. En dit is een van hierdie breinsakkies hierso wat ons vir Dorette gaan gee ook vanoggend. En 'n breinsakkie. Daar sy. En daai goue enetjie van Mianka. Partykeer vra mense vir ons, maar wat is hulpbedieninge in die gemeente? Jy sal hoor verskeie mense kry geskenkies vir hulpbedieninge. Dit is baie praktiese bedieninge. Dit is die mense wat voor die tyd vir ons die perseel voorberei, die kombuis, die bediening van tee, van koffie, opruiming, seker maak almal het wat hulle nodig het tussen dienste en na dienste. So dit het 'n verskeidenheid verantwoordelikhede en ons is baie dankbaar vir elkeen wat dit vir ons doen. Dis in werklikheid die mense wat agter die skerms baie keer werk in die gemeente. Dan wil ek vir Michaela Kutse vir hom na vore te kom. Is Michaela hier by ons vanoggend? Sy's nie by ons vanoggend nie. So ons sal haar sertifikaat eenkant hou en ons sal dit sommer later vir julle gee. Michaela was betrokke die jaar ook op ons aanbiddingsspan en in ons hulpbedieninge. Dan wil ek vir Ilona Kutse vra om by my aan te sluit vanoggend. Ilona, kom asseblief na vore. Ons wil vir jou baie dankie sê vir jou betrokkenheid met ons welsynsdepartement hierdie jaar en vir dit wat julle gehelp moontlik maak het vir die mense wie ons ondersteun as gemeente. Ilona kry 'n sertifikaat en sy kry ook een van daardie breinsakkies, ja. Baie dankie Ilona, ons waardeer jou. Dan wil ek vir Welmie Koetser ook 'n noemnaam, pastoor, julle sal vir my Welmie sê. Wil ek na vore roep. Welmie was betrokke by ons gemeente Welsyn. Sy kry 'n sertifikaat, een van daai breinsakkies en een van hierdie bekertjies hier by my Genevieve. En sy was ook betrokke by ons omgee groep voorsiening hierdie jaar. En dit wat sy gemaak en voorsien het, saam met van die lede daar, om dit elke week vir ons so spesiaal te maak. Baie dankie daarvoor. Dan wil ek vir Tannie Sis en Alet Kompaan vra om na vore te kom. Alet, bring jou ma, Tannie Sis, bring jou dogter. En kom, of sy kan sy sommer Tannie Sis se goedjies kom haal vir jou. Ons sal dit sommer vir Alet gee, dan kan jy ontspan Tannie Sis. Ek hou daarvan. Al twee Tannie Sis en Alet was betrokke in hulpbediening hierdie jaar, so ons gee vir elkeen van hulle een van daardie breinsakkies en elkeen van hulle was betrokke by voorsiening in ons omgee groep op Woensdae, so hulle kry elkeen ook een van hierdie twee bekertjies hierso. Baie dankie Tannie Sis en Alet, ons waardeer julle opreg, baie dankie. Ek het al sulke kinders ook by die skool gesien met die prysuitdelings. As jy moet praat by prysuitdeling, dan stapel hy sertifikate en trofees so op. Hulle het al mense wat hulle help om die goed te dra. Ek wil dan ook vir Steven Deacon vir hom na vore te kom. Steven, ons wil vir jou baie dankie sê vir jou betrokkenheid op ons aanbiddingsspan hierdie jaar. Steven kry 'n aanbiddingsspan bekertjie as ook 'n sertifikaat. Baie dankie Steven. Ons waardeer jou Steven, baie dankie. Die Here seën jou. Ek wil volgende vir Louise de Wit vir hom na vore te kom. Louise was ook baie betrokke die jaar. Louise was betrokke in ons dameskomitee met ons gemeente Welsyn, so sy gaan 'n geskenkie van die welsynsdepartement kry. In ons hulpbedieninge, so sy gaan 'n geskenkie van ons hulpbedieninge kry. Haar sertifikaat en Louise was betrokke met evangelisasie. Louise, baie dankie vir jou betrokkenheid in die gemeente. Mag die Here jou ryklik seën. Dankie Louise. Ek wil dan vir Zandri Du Plessis vir hom na vore te kom. Zandri, waar is jy vanoggend? Daar's ons jy. Zandri was betrokke. Sy kry ook 2 geskenkies met 'n sertifikaat. Sy was betrokke op ons aanbiddingsspan die jaar en sy was betrokke by ons deurbediening. Sy is een van die vriendelike gesigte daarvoor by die deur. Zandri, baie dankie. Die deurbediening geskenkies is hierdie Zandri, ons is nog nie klaar met jou nie. Een van hierdie
Ja, baie dankie. Sandri, ons waardeer jou. Die Here seën jou. Baie dankie. Goed, dan gaan ek vir Joshua vra om na vore te kom. Joshua as ons seun het die laaste rukkie met sosiale media en video-opname begin. Gaan Joshua vra om gou af te kom en ons gaan vir Joshua ook 'n sertifikaat en een van hierdie bekertjies hier aan my linkerkant gee vanoggend net om vir jou dankie te sê vir jou werk daarmee. Ons kan daai net vir 'n oomblik eenkant hou, Genevieve. Ons kan daai sertifikaatjie net vir 'n oomblik eenkant hou. Baie dankie. Ons sê vir jou dankie Joshua. Ons waardeer jou. Vir die wat nie weet nie, Joshua is ons seun. Almal weet. Okay. Oom Benny, ek sien oom sit sommer al klaar voor. Dis hy. Oom Benny kom na vore. Ons wil vir oom baie dankie sê vir oom se betrokkenheid op ons kerkraad. Oom Benny is ook die hoofouderling. Oom hoef by die trappies op te stap, nie stap sommer hiernatoe vir my. Ons gaan vir oom Benny 'n sertifikaat, een van hierdie bekertjies ook gee vanoggend. Oom Benny, ons waardeer jou ongelooflik baie. Ons bid dat die Here jou ryklik sal seën. Dankie vir jou betrokkenheid in ons gemeente en op ons leierskap, oom. Jy is vir ons kosbaar. Dan wil ek vir Nico Erasmus vra, is Nico dalk hier vanoggend? Ek kan nie so mooi daarbo sien nie. Ek weet partykeer sit Nico bo. Ek dink nie hy is met ons vanoggend nie, so ons sal sy goedjies eenkant sit. Dan wil ek vir Hendrik Hannekom vra om na vore te kom. Hendrik, as jy sal opkom. Hendrik is nou ook dienend as ouderling op ons kerkraad. So Hendrik kry 'n sertifikaat vanoggend. Hy's ook betrokke as koster en ook hoof van ons deurbedieninge hierso by ons gemeente. So Hendrik kry 'n sertifikaat en Genevieve een van hierdie vanoggend, een van hierdie bekertjies namens die gemeente om vir hom baie dankie te sê. Jy is vir ons kosbaar Hendrik en ons bid die Here se seën ook oor jou. Baie dankie. Ek gaan vir Antoinette vra dan om ook na vore te kom. Hendrik se vrou wat so getrou is by die deur. Antoinette, een van die vriendelike gesigte wat ons daar Sondag sien. En Antoinette kry een van daai geskenkies, is ook 'n sertifikaat vanoggend. Julle sal nie glo baie mense vir ons altyd sê hoe spesiaal en hoe kosbaar mense voel wanneer hulle by ons deur instap en almal wat by ons deur betrokke is, julle maak 'n werklike verskil hoor. Julle lig mense se gemoed wanneer hulle by die gemeente kom. Ons is baie dankbaar vir julle. Dan volgende wil ek vir Alberto en dan Lorenzo Hannekom 'n geskenkie gee. Ek dink nie Alberto is hier vanoggend, Lorenzo is hier vanoggend nie, maar ons gaan hulle geskenkies eenkant hou. En dan gaan ons dit later, kan ons dit ook sommer vir jou gee, Louise. As jy dit vir ons sal gee, sal ons dit baie waardeer. Debbie Hatting, waar is jy Debbie? Ek het jou vanoggend gesien. Daar kom Debbie nou af. Debbie was hierdie jaar betrokke by ons aanbiddingspan, so sy kry 'n sertifikaat en een van ons aanbiddingsspan bekertjies. Verkieslik die een wat sê Debbie op die bekertjie. Baie dankie Debbie. Ons waardeer jou. Ons bid die Here se seën oor jou. Dan gaan ek vir Lukas vra om na vore te kom. Lukas was hierdie jaar betrokke op ons kerkraad en hy is nog steeds natuurlik betrokke op ons aanbiddingsspan. Lukas kry 'n sertifikaat as ook een van die aanbiddingsspan bekertjies. En Lukas, ons wil vir jou baie dankie sê. Omdat Lukas ook betrokke was op die kerkraad die jaar, gaan ons vir hom ook een van hierdie bekertjies gee. So jy kan koffie en tee op dieselfde tyd nou drink, Lukas. Mag die Here jou ryklik seën. Ons waardeer jou, Lukas. Dan wil ek vir Dries Hon vra om na vore te kom. Dries, as jy kan, kom staan hier voor by ons. Maak dit makliker en Pauline kan saam met jou sommer kom. Dries kry vanoggend 'n sertifikaat vir sy betrokkenheid as verkiesde diaken op ons kerkraad. En Dries en Paulina het regtig 'n ekstra myl gegaan in die voorsiening van water vir ons gemeente deur die loop van die jaar. Ons wil vir elkeen van hulle 'n sertifikaat gee, as ook een van hierdie bekertjies wat hier aan my linkerkant is. Maar dit is nie die enigste bedieninge waaraan Pauline betrokke was nie. Pauline was betrokke op ons dameskomitee, ons klerebank en sy kry 'n ekstra geskenkie van ons hulpbedieninge, Genevieve. En Pauline was ook betrokke met ons hulpbedieninge hierdie jaar. Baie pryse vir jou. Ek terg altyd aan die Hester, Pauline, dat ek gaan aanstel as die hoofmeisie van die gemeente. Maar ons gaan jou aanstel as die onderhoofmeisie. Goed. Dan wil ek sien, is Adrie vanoggend met ons, Adrie Hudson. Ek het nog die Adrie gesien, ons gaan sy sertifikaat eenkant hou, en dan gaan ons dit vir hom gee met sy geskenkie later aan. Tannie Elise Jordan, kan jy asseblief jou pad na vore maak, Tannie Elise? Jy het gedink, jy kan ons heel jaar bederf en niemand gaan dit agterkom nie. Dink weer, ons wil vir jou baie dankie sê. As daar nou iemand is wat 'n woensdagoggend op sy kop kan draai en ons saglik kan seën,
Tannie Elise, sit jy. Ons gee vir Tannie Elise 'n sertifikaat en een van hierdie bekertjies aan my linkerkant vanoggend. Ons sê vir jou baie dankie vir jou betrokkenheid en vir wat jy vir ons doen by die omgegroepie. Ons waardeer jou, Tannie Elise. Dan wil ek vir Arno en Susan Kok vra om na vore te kom. Arno het natuurlik tot nou ook gedien op ons kerkraad as visievoorsitter en hy is weer verkies as visievoorsitter met die nuwe verkiesing op die kerkraad. Arno en Susan kry albei een van hierdie bekertjies op my linkerkant en Susan kry ook 'n bekertjie wat sê Susan vir betrokkenheid op die aanbiddingsspan. Ons wil vir julle albei baie dankie sê. Susan was ook betrokke by ons dameskomitee die jaar en ek weet dit was so 'n besige jaar, maar dankie dat julle julleself dun gesprei het om soveel verantwoordelikhede na te kom. Ons wil hê julle moet altyd weet, ons waardeer julle opreg. Baie dankie vir julle bediening. Baie dankie, mag die Here julle ryklik seën. Ek wil dan vir Tannie Hester Kok vra om na vore te kom. Tannie Hester, is sy agter? OK. Ons sal vir Tannie Hester later 'n geskenkie gee. Dan het ons, as jy dit nog nie weet nie, ons het 2 Linda Kotses in die gemeente. En hoe ons hulle ken is, ons praat van afpop Linda en ons praat van proefplaas Linda. So dis net waar hulle gewerk en werk. En so ons wil vir hulle seën vanoggend. Ek wil eers vir afpop Linda vra om na vore te kom. Linda was betrokke op ons dameskomitee. Sy kry 'n bekertjie van ons aanbiddingsspan. Sy kry 'n geskenkie van ons hulpbediening. Nee, ja, een van ons hulpbediening geskenkies ook. Het julle hom? En dan kry sy ook een van hierdie bekertjies op my linkerkant, omdat sy betrokke was in die voorsiening van ons omgegroepie, as ook in ons gemeente met evangelisasie. Linda, ons wil vir jou baie dankie sê, mag die Here jou ryklik seën. En dan wil ek natuurlik vir Proefplaas Linda vra om na vore te kom. Is Proefplaas Linda met ons vanoggend? Daar is ons hier aan die hele ander kant van die kerk. Linda, jy sit altyd daar. Linda was ook betrokke op ons dameskomitee die jaar en in ons hulpbediening. En so sy kry ook 'n geskenkie van ons hulpbediening vanoggend en een van daai bekertjies. Ons sê vir jou opreg dankie Linda. Eendag wanneer ons meer tyd het, gaan ons laat Linda afpop vir haar getuienis weer deel van hoe sy hier opgeëindig het, né? En dat die dag toe ons lidmate voorstel en ek Linda Kots na vore roep, toe kom al 2 Lindas op. En dis hoe die Here haar hiernatoe gebring het. Dit is 'n groot getuienis. Gaan weer eendag deel. Ek gaan dan vir Perie Kotse vra om na vore te kom. Perie, is jy vanoggend? Oom Martin sê nee. Is Petra hier oom? Nee, nie vanoggend nie. Ons gaan hulle sertifikate eenkant hou en ons kan dit dalk dan weer vir hulle gee op 'n later stadium. Dan wil ek van Net vra om na vore te kom. Anet laat gaan. Waar is Anet agter? Goed, ons gaan Anet se goedjies eenkant vir haar sit en vir haar dankie sê. Nerrie Leroux, waar is jy? Kom jy asseblief na vore vanoggend. Nerrie was baie betrokke en toegewyd in ons aanbiddingsspan en sy kry 'n sertifikaat in aanbiddingsspan bekertjie wat sê Nerrie, né? Op die bekertjie. Ons waardeer jou Nerrie. Ons bid die Here se seën oor jou. Dankie vir jou betrokkenheid in die gemeente hierdie jaar. Jy is kosbaar vir ons. Ek wil dan vir Kobus en vir Torandi Lou vra om sommer albei na vore te kom vir my. Ons gaan vir Kobus en Torandi elkeen 'n pragtige beker van die aanbiddingsspan ook gee vanoggend met 'n sertifikaat om vir julle te sê julle is vir ons kosbaar. Ons waardeer julle bediening, ons waardeer julle betrokkenheid in die gemeente en alles wat julle gee en toevoeg aan ons. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Dankie Kobus en Torandi. Ek wil vir Connie Lou vra om na vore te kom, Connie was nog steeds so betrokke getrou op ons aanbiddingsspan. Sy kry ook 'n bekertjie van ons aanbiddingsspan die jaar, as ook 'n sertifikaat namens die gemeente om vir haar dankie te sê vir haar betrokkenheid en haar getrouheid. Mag die Here jou ryklik seën, Connie. Baie dankie. Dan wil ek gou sien Jasper en Brunilda, as hulle in die diens, hulle kom seker nog later. So ons gaan hulle sertifikate eenkant sit, Jasper en Brunilda Lou. En dan wil ek vir Thomas en Mariette Libbe vra om weer by my te kom staan. Is Mariette nog binne, Thomas? Hierso sit jy hierso? Jy sien, is hierdie ligte. Ek kan nie lekker sien nie. Maar ons weet, dit moet gedoen word. Thomas was op ons kerkraad tot nou, hy is weer verkies as diaken deur die gemeente.
En beide Thomas en Mariet ook op ons kerkraad, was ook betrokke met ons gemeente welsynsdepartemente. Hulle kry vanoggend 'n sertifikaat, as ook elkeen een van hierdie bekertjies aan my linkerkant. Maar julle is 'n flikspan. Nog voordat ek sê bekertjie, weet julle al klaar wie wat kry. Chantal, jy en Genevieve lyk my is 'n wenspan hier voor vanoggend. Ons waardeer julle en ons wil vir julle baie dankie sê. Ek wil amper vergeet, Mariet was ook betrokke met ons hulpbedieninge in hierdie jaar en so ons wil vir haar geskenkie namens die hulpbedieningspan ook gee. Mariet, baie dankie. Ons waardeer jou. Sien Thomas, as ek en jy nou tee bedien het na die diens, het ons ook 'n hulpbediening persentjie gekry. Ons gee vir Mariet, baie dankie. Dan wil ek graag Shamaine Martin vra. Shamaine dalk hierso vanoggend. Ek dink nie Shamaine is hierso nie. Ons gaan haar sertifikaat een kan sit. En dan wil ek ons moet vir Genevieve, die volgende sertifikaat Genevieve is joune. So, ons wil vir jou graag daai sertifikaat gee en met daai sertifikaat wil ons vir een van die bekkertjies op ons linkerkant gee hierso. Baie dankie, Chantal kan my met dit help. Genevieve was betrokke in elke bediening die jaar. Ek dink in alles wat gereël en beplan moet word, is sy 'n groot skakelbeampte in ons gemeente. Jy doen 'n enorme goeie werk. Ons waardeer jou Genevieve en ons wil Here se seën oor jou toe bid. Dankie vir al jou harde werk in die gemeente. Jy is vir ons kosbaar. Dan wil ek vanoggend vra of Hannelie Niemann nie is of is sy agter Chris? Hannelie is ook by die kinderkerk. Ons gaan haar geskenkie eenkant sit. En Joos en Magdalene Oberholste, ek dink hulle is ook afwesig vanoggend. Joos het onlangs 'n prosedure ook ondergaan. So ons gaan hulle goedjies eenkant hou. En dan wil ek vir Dorrit Olivier vra. Dorrit, kom sluit jy by ons aan. Dorrit kry 'n sertifikaat en dan 'n geskenkie namens die aanbiddingspan vir jou betrokkenheid op ons aanbiddingsspan die jaar. Ons waardeer jou regtig baie. Jy is vir ons kosbaar, Dorrit. Baie dankie. Is ek reg dat Jacques, Michaela se Jacques ook vanoggend afwesig is? Hy's nie, so ons gaan Jacques se sertifikaat een kant sit. Chris daar agter, Chris Roots, kom jy na vore, jong man. Chris is ook onlangs verkies as diaken op ons kerkraad. Lekker om jong ouens daar te hê. Chris is betrokke in die kinderkerk met ons jeug en jong volwassenes. Hy kry 'n sertifikaat en 'n beker namens die gemeente. Chris, ons wil vir jou baie dankie sê. Jy is vir ons kosbaar en ons waardeer jou. Dankie Chris. Die Here seën jou. Dan wil ek kyk, is Marinda Rousseau vanoggend met ons? Andre en Marinda? Nie vanoggend met ons nie, ons gaan Marinda se geskenkie eenkant hou. En Chris Serfontein is afwesig, hy is nie wel nie. Ons gaan sy geskenkie eenkant hou. Is Inge vanoggend hierso? Of sy ook nie vanoggend nie? Goed, ons gaan haar geskenkie eenkant hou. En dan wil ek sien is Ferdinand Stewart. Ferdinand, daar so sit jy en Lismarie, kom julle sommer albei na vore. Ons wil vir julle beide dankie sê. Ferdi kry 'n geskenk vir sy betrokkenheid met welsyn hierdie jaar, is ook 'n sertifikaat. Lismarie vir welsyn en vir betrokkenheid op die aanbiddingsspan, so sy kry 'n aanbiddingsspan bekertjie. Ons wil vir julle albei baie dankie sê vir julle betrokkenheid. Julle is vir ons kosbaar, regtig. Julle beteken so baie vir ons staatmakers. Mag die Here julle ryklik seën. Baie dankie julle. Ferdi, as ek en jy gesing het in die kerk, dan het ons ook nou 'n bekertjie gekry. Dis jammer, Ferdi. Dan wil ek Francisca Swanepoel vra om by my aan te sluit. Ek weet sy sê, kom hier na vore. Sy was hierdie jaar betrokke ook met ons kinderkerk. Ons wil sê ons het jou tyd daar so baie waardeer. En ons wil vanoggend vir haar geskenkie gee namens die kinderkerk, as ook 'n sertifikaat namens die gemeente, om vir haar dankie te sê vir haar bydrae daar. Baie dankie. Mag die Here jou ryklik seën. Ek gaan vir Evelyn Tirion vra om ook na vore te kom. Evelyn, ons wil vir jou baie dankie sê vir jou betrokkenheid met ons aanbiddingsspan hierdie jaar. En jy kry namens die span, kry jy 'n mooi bekertjie. En Johan, dit sê Evelyn, so los daai beker uit. Ons sal vir jou ook 'n beker gee, Johan, moenie worry nie, so eie een. Baie dankie Evelyn, ons waardeer jou, ons wil hê jy moet dit weet. Dan wil ek sien is Van en Elsabie vanoggend met ons, Van en Elsabie van Wyk. Van, dankie as jy miskien sal afkom namens jou en Elsabie. Hierdie jaar het ons met 'n nuwe bediening in die gemeente begin. Van en Elsabie was aan die voorgang van daai besluit en om dit te dryf en te bestuur. En dit is ons
installering van liggroepe in die gemeente. Van ons wil vir jou en Elsabie elkeen baie dankie sê. Julle kry elkeen 'n sertifikaat namens die gemeente. Ons wil julle betrokkenheid waardeer en dan net 'n bekertjie om vir julle albei baie dankie te sê, Elsabie. Julle tyd is vir ons kosbaar en julle belegging in ons gemeente se klein groepe is vir ons regtig kosbaar. Baie dankie daarvoor. Dan dink ek is Leonie van der Bank agter as ek dit nie mis het nie. Ons sal haar sertifikaat eenkant sit. Is Hannes en Marie van der Merwe. Hannes, as julle so lank vorentoe kan kom. Hannes en Marie kry albei sertifikaat en 'n bekertjie van ons aanbiddingsspan vir hulle betrokkenheid op ons aanbiddingsspan. Ons wil vir julle albei baie dankie sê vir julle betrokkenheid hierdie jaar. Julle is vir ons kosbaar, hoor. Ons lysie is amper klaar, dan gaan ons vandag. Ek weet, ons sien uit na die ete na die tyd. Dan wil ek vir Ansia Lee, maar ek dink Ansia is agter. Ja, sy is betrokke by die kinderkerk vanoggend. Ek wil dan vir Pontie Visser, vir Karen Visser en vir Frans Visser vra om na vore te kom. Pontie kry 'n sertifikaat in een van hierdie bekertjies op my linkerkant. Pontie is betrokke met die fotografie in ons gemeente en was ook betrokke in uitreik hierdie jaar. Karen kry 'n bekertjie van die aanbiddingsspan en sy kry ook 'n geskenkie van die kinderkerk hierdie jaar. Een van hierdie goue pakkies en sy was betrokke by uitreike. So ons wil vir Karen baie geluk sê en dankie sê. Is Karen ook agter? OK. So al julle goedjies saam sit. Dan wil ons vir Frans baie dankie sê. Frans was ook betrokke op ons aanbiddingsspan. So hy kry 'n bekertjie van ons aanbiddingsspan hierdie jaar, 'n sertifikaat van die gemeente en ook natuurlik was Frans betrokke by ons uitreike. Frans, ons wil vir jou baie dankie sê vir jou betrokkenheid. Mag die Here jou ryklik seën, Fransman. Baie dankie. En dan laaste maar nie die minste nie, is Wilmien Wit. Wilmien, ek wil jou vir hom na vore toe kom en dis wil Wilmien waardeer vir haar betrokkenheid op ons aanbiddingsspan in hierdie jaar. Jy het 'n kosbare bydrae gelewer en ons waardeer jou. Baie dankie, Wilmien. Mag die Here jou ryklik seën. Nou kan ons vir almal 'n hand gee. Weereens wil ek vra, as jy betrokke was in die gemeente en ons het jou gemis vanoggend, dit is nie met opset nie, ons het baie beplanning gehad wat nodig was hiervoor, laat ons asseblief so gou moontlik weet en ons wil jou baie graag beloon vir daai betrokkenheid. Maar ek wil namens die kerkraad en as gemeente wil ons vir elkeen wat hierdie jaar betrokke was, dankie sê. En dit is merkwaardig in 'n gemeente van ons grootte om meer as 70 mense in bediening betrokke te hê. Dit is wonderlik. Dit is 'n wonderlike getuienis. En so ons wil jou nooi om in 2026 in te gaan met 'n hart vir bediening. Vra vir die Here, wat moet ek hier doen, Here? En steek jou hand op en wees getrou, want die gemeente en die koninkryk van God gaan net al hoe verder vorentoe gaan met jou betrokkenheid. In 'n oomblik gaan ek vir Benny vra om na vore te kom. Ons gaan afsluit met gebed en ek gaan vir Benny vra om ons te verdaag met gebed. Maar ek wil net vanoggend voordat Benny opkom, wil ek 2 belangrike dinge vir u noem. Ek wil vir Jasper en Brunilda baie dankie sê vir die kos wat hulle vir ons voorberei het vir vandag se geleentheid vir die gemeenteete. Vir almal wat bespreek het, onthou asseblief direk na die diens gaan ons deur saal toe gaan en dan gaan ons lekker saam eet en vir die Here dankie sê vir sy goedheid in ons gemeente en lewensjaar. Ek wil ook vir Tannie Hester en vir Ina en almal wat betrokke was met die nagereg, die slaaie en almal wat 'n hand in dit gehad het. Ek weet daar was so baie mense betrokke by goedjies, wil ek dankie sê. Ek wil vir Sonja en vir Afbob Linda wil ek baie dankie sê. Julle het die saal vir ons die jaar so mooi opgemaak. Julle het regtig 'n baie groot werk van ons hande afgevat en dit lyk pragtig en ons wil vir julle baie dankie sê daarvoor. Genevieve, vir al jou reëlings agter die skerms, telefonies en in persoon, alles wat jy gedoen het die jaar en ook vir die gemeenteete wil ons vir jou baie dankie sê. Maar dan wil ons, wanneer oom Benny na vore kom, wil ons afsluit deur vir die Here dankie te sê, want vir die wat dit nie geweet het nie, hierdie jaar in Augustus, as ek dit nie mis het nie, was dit die 3 Augustus, Tannie Linda, was ons gemeente, hierdie gemeente, 80 jaar oud in Appington die jaar, oom Benny, en so 4 Augustus, dankie Tannie, 4 Augustus, ja, en so die gemeente het op 'n hele ander plekkie begin,
daar net so skuins oorkant Appies, daar tussen Appies en Food Lovers. Ek dink is dit Nil en Vennote wat vandag daar is, oom Benny, as ek reg onthou. Ja, dit was voorheen ons kantore gewees. Julle kantore gewees. Ja. En so die gebou hier was baie later gebou, maar die jaar vier ons en dis wat ons ook wil doen wanneer ons saam eet na die tyd. Ons wil God se goedheid vier oor ons gemeente. Want dink nou net Tannie Linda, 80 jaar later. En kyk waar staan ons nou. Ons kan werklik net terugkyk en sê die Here was net goed vir ons as gemeente. En ek dink vir die wat die langste gekom het met die gemeente tot nou toe, sal werklik aan getuig daarvan. Elke gemeente gaan deur verskillende seisoene, maar ons moet sê vandag dat die Here dieselfde gebly het, sy guns by die gemeente gebly het en ons vandag met dankbaarheid na hom kan kyk en kan sê dankie Here vir wat u gedoen het by die Volle Evangelie Kerk hier in Appington. En daarom wil ek om Benny vra vanoggend om vir ons 'n gebed van danksegging te doen vir hierdie 80 jaar oom Benny. En dan ek dink oom Benny, ek weet nie van die mense nie, maar ek voel redelik honger soos ek nou hier staan. Oom Benny het vir ons al dankie sê vir die kos ook wanneer ons nou gaan eet en dan gaan ons na die tyd net lekker saam kuier daar in die saal en die kos saam geniet. Kom ons staan saam en dan gaan oom Benny vir ons afsluit en vandag met gebed. Baie dankie oom. Dankie Benny. Net voor ek afsluit wil ek net noem, as 'n mens nou hierso by jou vervaldaad, naby jou vervaldatum kom, dan tree jy eers af. En die tyd het 'n mens baie wat jy aan dink. En een van die dinge wat ek en Silvera lief is om te doen, is om saans voordat ons tot rus te kom en te luister na verskeie gospelsangers. En daardie liedere wat hulle sing, stig 'n mens en dit gee vir jou 'n baie goeie nagrus. Maar daar's 'n lied wat hulle gesing het. Jimmy Swaggart, hulle is 'n groep wat dit gesing en ook Bill Gaithers en dit is I have decided to follow Jesus. En dis wat ek ook in Silvera hierdie jare wat ons besluit het dat ons wil die Here volg. En ook verder sing hierdie mense no turning back. Maar ander woorde, tot waar ek gekom het wil ek nie teruggaan nie. Ek wil vorentoe kyk. Ek wil my oog op die Here gefestig hou. En so is dit vir ons vir hierdie jaar wat kom, wat ek vir ons as 'n gemeente, dat ons spesifiek ingestel sal wees om ons oog op die Here te hou. En deur die leiding van die Heilige Gees gaan hy vir ons lei, laat ons die regte besluite neem en dan ook dat ons sy beskerming sal geniet. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie wat ons vanoggend het om so by mekaar te kan kom. Ja, Here, ook 'n geleentheid waar ons vir medebroers en susters kan dankie sê vir hulle betrokkenheid in u werk. Here, ek wil eerstens vir u sê, dankie dat u hierdie gemeente op besondere wyse lei en deur die leiding van die Heilige Gees en dat u vir pastoor gebruik en Chantel saam met hom om hierdie evangelie waar te stoot. Want Here, ons is absoluut afhanklik en ek wat nou 'n klompe jare kom as ek nou sien hoe u vir ons onderneem het, dan kan ons nie anders om te sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. En dankie Here, dat ons dan nou ook vir u kan vra hier waar ons nou ons samesyn, dat u seën sal rus op ons samesyn. Ja Here, dankie ook vir voedsel wat ons kan geniet. Dit is ook 'n gawe en 'n geskenk uit u hand en ons sê vir u baie dankie daarvoor. Amen.